met jou deel vanoggend wat ek getitel het oorwin die Goliat in jou. Ek het 'n reeks gedoen oor Goliat en die uitdaging wat ons het rondom die Goliat in ons lewe. 'n Man stap by 'n sirkustent verby en wat hom verstom is, hier's 5 groot olifante, 'n ring om die enkel, 'n klein kettingkie en 'n pen. En die olifante beweeg tot op die kant van die ketting, en dan stap hulle net in die ronde. En so die hele tyd hou hulle dop, en hy gaan vra toe vir die afrigter, maar die olifante kan ons maklik losbreek. Hy sê, dis waar, maar toe hulle baie klein was, toe het ons die ring om hulle enkel gesit, en die ring was skerp. As hulle hom verby 'n punt trek, dan sny hy hulle. En dit registreer in hulle onderbewussyn. En dan gee hulle op om te probeer. En nou dat hulle groot is, 5000 kilogram weeg, kan hulle maklik die pen uittrek of die ketting breek. Maar die gedagte aan die verlede hou hulle gebonde in die verlede. Die gedagte aan die feit dat ek kan seer kry, verhinder hulle om in geloof te beweeg. En weet jy, die verhaal het my so diep getref, want ek besef, dis wat met baie van ons gebeur. Die olifant onthou sy beperkings, al is hy nou groot. En baie keer het ek en jy as gevolg van wat ook hulle beperking, en nou het jy negatiewe geloof. Baie mense huldige gedagte dat hulle nie iets anders te kan doen as wat hulle doen nie, dat hulle nie kan vorentoe gaan nie. En die uitdaging vir die kerk is dat dalk het jy teleurstelling beleef. En ek dink nie is een persoon wat nie teleurstelling beleef nie. Dalk het jy jouself teleurgestel. Ergens langs die pad het iets gebeur en nou oorheers negatiewe geloof jou in 'n sekere area of 'n gebied van jou lewe. In Lukas 4:19 sê die woord dat Jesus gekom het om die gevangenes vir hulle 'n vrylating te verkondig. Daardie vrylating is nie net eenmalig nie, so konstante vrylating. Met die krag van die Heilige Gees en die swaard van die woord kan ek uitbreek uit enige beperking uit. Met God se krag in jou kan jy as dit ware die wêreld aanvat. Maar die penne in die grond en die ketting beperk jou. Jy beweeg tot op 'n vlak, dan sê jy, ek weet nie of ek dit gaan maak nie. Ek weet nie of ek hierdie geloofstap kan neem nie. Dit hou jou so vas, dat jy nooit jou potensiaal bereik nie. Dat jy nooit kom by die plek, wat God vir jou het, want jou mislukkings as 'n kind, dalk was jy lomp, en jy het gedurig goed laat val, en daar's negatiewe woorde vir jou gesê, jou slegte ding, jou lomp ding, kan jy ook nooit iets reg doen nie. Ek het baie swak oë gehad op skool. Hulle het nie besef my oë is swak nie. Hulle het gedink ek is verstandelik vertraag, toe vind hulle uit ek kan nie die bord sien nie. En hulle het my so sleg gesê in die klas, dat dit het baie lank 'n effek op my gehad. Al kon ek later sien, het die woorde oor my gespoel, die negatiewe woorde. Miskien jou teleurstelling. Dink aan Josef. Watter teleurstelling beleef hy? Sy eie broers wil hom doodmaak. Uiteindelik verkoop hulle hom. Sy eie broers. Hoe het hy daar, terwyl hy as 'n slaaf in Farao se huis was, of in Potifar se huis, en toe in die tronk, dat hy dink, my familie, ek kan nie eens teruggaan na my familie toe nie, want wat hulle betref is ek dood, wat hulle betref is ek 'n slaaf. Miskien woorde wat oor jou gespreek is, woorde wat jou verneder het, woorde wat jou geminag het, geïntimideer het, en woorde het 'n effek. Dit word 'n pen en 'n ketting wat jou vashou. Jy kan nie daar verby beweeg nie. Jy sê, man, ek weet nie of ek dit kan doen nie. As ek vanoggend vir jou moet vra, wat glo jy kan jy nie doen nie? Dit wat jy sê, jy nie kan doen nie. Ek sê gister vir my vrou, sy verjaar, en ek sê vir haar, want weet ons mans moet leer.
Ons koop 'n persent, dan is dit nie wat die vrou wou gehad het nie. Dis reukwater jaar na jaar. Manne, is ek al een. Jy weet, maar nou sê sy, vra vir my wat ek wil hê. Maar nou wil sy iets hê wat 'n pretty penny kos, maar dis 'n vreugde om dit vir haar te gee. En nou kan ek vir haar 'n persent kry wat sy van hou. Maar my vrou het leer fluit speel. Sy wou dit altyd doen as kind. En nou het sy nog 'n fluit bygekry, 'n penny whistle. 'n pan flute. Sorry. Jammer. Jy weet, ek moenie verkeerd wees. Wat droom jy oor? Waaroor droom jy? Ek het gedroom ek wil boeke skryf. Toe gemaak ek 'n lys van die boeke. En ek het 23 boeke wat ek wil skryf. Ek het so 5 amper klaar. Ons het gehoop om Kersfees 3 of wat klaar te hê, wat ek nie weet of ons gaan klaar hê nie. Maar wat hou jou vas? Wanneer gaan jy losbreek uit die beperking of die droom wat jy altyd gehad het en gesê het jy kan nie by uitkom nie? Die beste dinge, ek wil hê jy moet iets hoor vanoggend. Die beste dinge gebeur gewoonlik by die plek waar jy by jou geriefsone verby beweeg. Petrus is in 'n boot. Die geriefsone is binne die boot. Die woord van die Here is kom. Om op te staan is nie 'n wonderwerk nie. Om te loop is nie 'n wonderwerk nie. Hy moet sy geriefsone breek. En nou, hoe maak ek? Gaan ek kyk of 'n ding werk? Of sê ek, Here, ek gaan op u woord loop. En ek stap uit. En die wonder is, Petrus kom tot by die Here. Toe sink hy. Ek het dit nooit raak gesien nie. Want by die Here gryp die Here sy hand. So het al die pad geloop. Ek wil vir jou sê, dat die gelowige word uitgedaag, altyd om in geloof te leef. Habakuk 2:4 sê, maar jy regverdige, deur jou geloof sal jy lewe. Geloof is 'n aktiewe beginsel. Jou nooit op om in geloof te lewe. Ek praat nou met 'n ma. Ek sê ek het jou gemis by die finansiële seminar. Jy was net een aand daar. Sy sê ek het 'n matriekseun wat deur skool gaan. Hy's nou klaar. Volgende jaar doen ek alles wat ek van gedroom het. Jy sien, daar's 'n beperking wat jou vasgehou het tot op 'n plek. Maar hoekom breek jy nie daardeur nie? En nou kom die Here en hy sê in Hebreërs 11 vers 38 en 39, die wêreld was hulle nie werd nie. Nee, dis nie die skrif wat ek gesoek het nie. Hy sê, maar die regverdige sal uit, jammer, dit moet Hebreërs 10 wees, ek het verkeerde skrifgedeelte gegee. Die regverdige sal uit die geloof lewe, en as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie. Weet jy, as jy ophou in geloof loop, ophou op die water loop, sê die Here, ek het nie welbehae in jou nie. Want jy sal deur die geloof lewe. Hy sê, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Elke dag, Here, dankie, u genade is vir my genoeg. En dan sê hy in vers 39, maar by ons is daar geen onttrekking tot die verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Geloof tot behoud van die lewe. Daaraan moet ek vashou. Here, u gaan my deurdra, ongeag van wat gebeur. By 'n bid hier, deel iemand 'n gesig, en die persoon sê, ek beleef, dis 'n gesig vir die tyd. En die persoon sien in die gesig, baie interessant, 'n helder gesig. En die Here praat met my deur gesigte en drome. En die Here wys hierdie gesig van in 1 Samuel 17, waar die Filistyne laar opslaan by Sogo, wat aan Juda behoort, tussen Sogo en Aseka, by Efes Damim. En dan kom Israel en hulle slaan laar op in die dal van Elah. Al die kere wat ek Israel toe gaan, het ek 'n droom gehad om te gaan daar waar Dawid teen Goliat geveg het.
En jy staan daar en dit lyk nie soos wat ek het gedink dit moet lyk nie. Dis nie wat ek in gedagte gehad het nie. En terwyl ek daar staan, sê ek, Here, praat met my, want daar was 'n dal tussen die twee. En in die gesig sien hierdie persoon Goliat kom uit, die reus Goliat. Maar op sy naam, op sy bors staan sy naam, vrees. En die Here sê vir hom, dit gaan die Goliat wees van die tyd waarin jy nou leef. Ek sê, Here, bevestig dit vir my. En ek doen saam met Prof Henny Staner 3 programme vir RSG. En ons praat oor die veiligheid van Suid-Afrika. Hy sê, ek is nog nooit aangerand in Suid-Afrika nie. Nog nooit is ek aangehou of by ons ingebreek nie. Maar in Rome is ek en my vrou deur 8 mans vasgehou en gestroop van als. Hy sê, ek het gedink ek gaan oor see. Hy sê, ek verstaan nou waarom die Here wil hê ek moet deel met vrees. Enige vorm van vrees. Want ek en jy leef in 'n tyd waar vrees ons maklik kan beetpak. Ek het Vrydag 'n televisieonderhoud met Mayan Subrain, die Indiër. Die Indiër het die boek geskryf, 'n boer maak 'n plan, maar jy het die Indiër nodig om dit te verkoop. Hy het regtig 'n ontmoeting met die Here gehad. Kom uit 'n Hindoe gesin. Fenomenaal. En sy getuienis is my so kragtig. Hy sê hulle slag altyd hoenders as hulle bid. Nou sê hy vir sy, maar hoekom slag julle hoenders? Nie, ons het die bloed nodig. En hy sê vir die Christene wat hy ken, hoekom slag julle nie hoenders nie? Hulle sê ons het klaar. Die beste Jesus, die lam van God, se bloed is klaar geoffer. Ons hoef nie 'n hoender te offer nie. Hy sê en skielik maak dit vir hom sin. En hy kom tot wedergeboorte. Jy sien, ek en jy het baie keer onpraktiese tyd waarin ons leef, want ons het, as ek sê onpraktiese lewe wat ons uitleef, dat ander nie kan identifiseer met wat ons sê nie. Maar hierdie vrees het wapendraers. En in die gesig sien die persoon, hierdie wapendraers wat kom, die een se naam is angs. Want saam met vrees kom angs, kom spanning, kom onsekerheid. En hier kom hierdie groot reus aan, vrees. En hy bring saam angs, spanning, onsekerheid. En ek sê, Here, wat doen dit? Hy sê, dit steel jou geloofskapasiteit. Want jy loop die hele tyd en sê, sjoe, jy weet, sê nou dit gebeur. Wat as dit gebeur? Spreuke 15:15, al die dae van die bedrukte word boos gemaak deur angstige gedagtes en voorbodes. Wat as, en sê nou maar net, jou vrees kan so groot soos 'n Goliat wees, en dan deins jy terug, soos die Israeliete. Kyk wat sê 1 Samuel 17, vers 10 en 11. Verder sê die Filistyn, ek daag die slagorders van Israel vandag uit. Gee my 'n man. Weet jy, die woord van die Here is nog altyd vandag, gee my 'n man. Nou daardie man kan 'n vrou wees. Gee my iemand. Gee my 'n man. Toe my vrou hulle kom om die skole te bereik, en hulle begin uitreik na die skole, jy kan nie glo wat by die skole gebeur nie. Want ek en jy, ons kinders met 'n toekoms hê, in hierdie land. Dis die land waar ons gebore is. En wat doen ons om ons kinders se toekoms hier te gee? Deel ons met hulle vrese? Help ons hulle om te oorwin? Ek hoor die een pa, hy sê, sy kind sê vir hom, pappa praat baie meer met my oor Malema as oor Jesus. Malema dit, Malema dat. Papa, ek wil nie weet wat Malema kan doen nie. Ek wil weet wat Jesus vir ons gedoen het. Moenie my vrees bou oor wat kan gebeur nie. Bou in my vrees, die vrees van die Here, dat ek vir niks vrees, behalwe agting het vir die Here. Nou, die Here sê, gee my 'n man. Vandag nog altyd, gee my 'n pa, gee my 'n ma, gee my 'n kind wat staan. En ons het begin in die skole, om julle idee te gee, by een van die skole pleeg 6 kinders selfmoord. Ons stuur 'n span van 30 in. Nog nooit weer 'n kind selfmoord gepleeg in die skool. Sien, ons moet ingaan as deel van die antwoord.
Kos dit ons geld, kos dit Lewende Woord, Cowan kos ons al so 3,5 miljoen. Is dit 'n goeie belegging? Absoluut. Belê in siele. Mense ontmoet die Here. Inteendeel, die regering vra ons, kan julle nie werkers in elke skool plaas nie, want die moslems sê, ons môre 'n imam in elke skool plaas. Ek en jy het deel van die antwoord. Verder sê die Filistyn, hierdie groot reus, verder sê die Filistyn, as ek nou by die regte versie daar, jy het nou verander daar, hy sê in vers 11, toe Saul die hele Israel hierdie woorde van die Filistyn hoor, was hulle verskrik en baie bevrees. Die wêreld kom sê vir jou, en ek wil hê ouers, kyk wie julle kinders na kyk. Julle weet natuurlik, daar's groot verkondiging, dat 21 Desember is die einde van die wêreld. Alweer. Dis so ja, alweer. Ek gaan kyk na ouens wat die einde van die wêreld, die beste vir my, is die een ou, hy het sy hele gemeente in bome laat klim, laat hulle nader aan die Here kan wees as hy kom. Ek kan net sê, moeder, help die arme man. Jy sien, die hele Israel hoor woorde, hulle was verskrik en bevrees. En dis wat gaan gebeur, ons gaan woorde hoor, en God sê, gee my 'n man, gee my mense wat kan staan in hierdie tyd, wat kan opstaan en iets daaromtrent doen. Iemand wat verskrik en bevrees is, kan niks aanpak nie. Hulle het klaar verloor. Hulle kan nie geveg nie. Hulle kan nie geestelike oorlogvoering doen nie. Vrees vir mislukking is die vader van mislukking. Een van die groot lesse van die lewe, wat ek en jy gedurig mee moet deel, is om elke dag met vrees te deel. Elke dag. En jy moet met vrees deel. My dogter, sy was so 3 jaar oud, toe byt 'n hond haar in die gesig. Ek dink 69 of 71 steke. As sy hond sien, klim sy teen my been op. Ek moes vir haar aanhou bid, tot daardie gees van vrees gebreek was oor haar. Sy het onbedaarlik begin gil as sy hond sien. Groot Sint Bernard byt haar, woep in die gesig. En daar's soveel dinge. Ek loop nou die dag vir FC Hamman raak, want hy het die film gemaak van Angus. Ek sê, onthou jy FC toe ons by jou gekuier het, en jou kind in die water geval het, sit ek en hy 'n koeldrank drink. Gelyk duik ons in die swembad. Voor die kind onder is, het ons die kind uit. Onmiddellik bid ons vir vrees. Bestraf die gees van vrees. Van al sy kinders is dit die een wat omtrent die meeste tyd in die water spandeer. Nie watervrees nie. Deel daarmee. En die Here wil ons sê, daar's Goliat wat rondloop, wat 'n volk lam lê. Hierdie Goliat sou van die hele volk, hy sê, gee my 'n man, anders te word julle ons slawe. Ek en jy kan 'n slaaf word van die stelsel, van alles om ons, as ons nie opstaan en sê, ek sal die man wees. Geen menslike krag is sterk genoeg om staande te bly onder die gewig van vrees nie. Geen menslike krag nie. Ek onthou in Israel, het ons hierdie ou saam met ons gevat, groot man, hy wil net met almal beklei. Toe ons op Masada kom, staan hy daar, het hy hoogtevrees. Ek sê toe, almal wat hom wil pak gee, kom, gee hom nou pak. Sê ek, nee, dis nie wat ons doen nie. Ons gaan ouens loskry van vrees. Toe sê ek vir my broer, jy weet, jou groot mond, jou wil almal voeter, is gebore uit 'n wortel van vrees. Begin huil. Jy sien, hy's verwerp. Hy het nie aanvaarding gekry nie. Toe word hy die breker. Want dan kry hy aanvaarding. Ek moet identifiseer wat die vyand 'n vesting in my lewe gekry het en daarmee deel. Want vrees maak van jou 'n lafaard en 'n verraaier. Daar's 2 magte, die mag van geloof en die mag van vrees. En al 2 trek. Die een produseer daai kant toe en die ander produseer daai kant toe. En ek moet deel met daardie magte. Gesonde vrees moet my teen gevaar kan waarsku. Daar's gesonde vrees. Gesonde vrees, ons bly, of as ek by my sussie hulle gaan kuier, dan in Noord-Transvaal, het ons 'n gesonde vrees vir slange.
As jy stil hou, maak jy die deur oop en jy kyk of daar 'n bakkop is. Want 'n bakkop het my suster in die voet gepik. Hulle loop rond in die tuin. As jy in die huis ingaan, vat jy die sambok. Want ons sit in televisie kyk, toe kom die luislang oor die televisie. En daar slange. Laat 3 mambas in die huis doodgemaak. As jy die aand bed toe gaan, staan 'n lang stok in die kamer, dan tel jy jou deken op. Jy maak jou bed oop om te kyk waar nie 'n slang in die bed is. Ons het so groot geword. So jy's nigter en waaksaam, want daar's slange. Dis slangwêreld. Dis swart mamba wêreld. Nie een van die familie, behalwe nou my sussie, wat die aand haastig uit die kar het geklim het, is gepik. Maar ons moet wakker wees. Wanneer ek in my eie geregtigheid staan, dan kan vrees 'n vesting in my denke vind. Want ek staan in my eie geregtigheid. Maar wanneer ek staan in God se geregtigheid, dit wat hy my gee in Jesus Christus, kan ek braaf wees. 'n Gees van vrees is die teenoorgestelde van 'n gees van geloof. Proverbs 28:1 in the Amplified Bible sê, "The wicked flee when no man pursues them, but the uncompromisingly righteous." How do I become uncompromising? Ek vertrou in God se geregtigheid, nie in my eie nie. A bold as a lion. Bold as a lion. Nou braafheid het iets geniaal daarin. Hoekom? Braafheid het iets geniaal daarin. Dis bo die verstand. Petrus klim uit en hy loop op die water. Ek wil my voorstel. Thomas sit in die boot. Hy gaan sê, "Hier boys, jy het dit gesien." Wow. En toe sink hy. Sien maar, daar's iets wat gebeur. Daar's iets geniaal. Dis 'n deur tot 'n wonderwerk. Wanneer jy uitstap in geloof en die Here vertrou om iets bonatuurlik te kom doen. En dan om braaf te wees, is belangrik dat jy braaf is vir dit waarvoor jy staan. Ja, ons het nou die dag, het ons Johanita Du Plessis en haar man Doopie is hier en ons kom help met die aand hier, met die manne aand, en die Here gee my 'n woord toe vir hulle seën, en ons sê, kom ons profeteer oor die familie. En hierdie dogter, ek sê vir haar, dis 'n pleintjie vir die ouers. Ek sê, ek sien, daar's kerels wat jou wil uitneem. En jy sê nee, want dan gaan ek 'n kompromie moet aangaan wat my beginsels betref. Sê meisie, sy is matriek, so trots op jou. Ek het 'n beginsel waarvoor ek staan. Maar as ek nie vir iets staan nie, en ek is braaf vir dit waarvoor ek staan, kan nie wegbreek nie. Ek kan in die moeilikheid kom. Ek kan my beginsel oorboord gooi. Ek gaan nie beweeg nie. Nou, ek weet nie wie besoek hier vandag nie, maar ons het al die gemeente leer brul. En die regverdige, the righteous are bold as a lion. Kan ek julle laat brul vanoggend? Ek het in Engeland dit gedoen. Hulle wou nie ophou brul, hierdie klomp Engelse nie. Ek gaan 3 telle gaan ek brul en dan reageer julle, okay? 1, 2, 3. Wow! Ja, 3 uit 10. Ons gaan nog 'n keer probeer. 1, 2, 3. Wow! Jo, julle kan vir julle self hande klap. Dis wonderlik. Hierdie een ouetjie sê vir my, jy het iets in my losgemaak. Ek stap in 'n winkelsentrum in en ek voel bang. Ek sê, wat doen jy? Hy sê, ek gaan staan daar en ek sê, waaah! Hy sê, toe waai die bang. En daar gaan ek. Ek deel daarmee. Want ek word bewus van die leeu, van die stam van Juda, wat in my woon. Nou Goliat, vrees, het ook broers met die name van kranksinnigheid. Interessant. Mental derangement, verstandsverbuistering, insanity, sieleangs, mental agony, begripsverwarring, confusion of concepts.
Al hierdie goed beteken iets dat as vrees kom, dan verwar ek waardestelsels. Ek het nie, my waardestelsels gaan by die deur uit. Dis interessant, dat kranksinnigheid word gebore uit 'n wortel van vrees. In die navorsing wat hulle doen. En dan het ons 'n gebrek aan gesonde oordeel. Nou, om by te bly, begin ek opkikkers drink. Begin ek medikasie gebruik. Verdowingsmiddels, drank. Net iets om by te kom. Of ek het 'n soeke na vermaak. Want erns moet ek deel met dit wat ek beleef. Dit word my toevlugsoord in plaas van die Here. Die Here moet my toevlugsoord word. Psalm 91 vers 2 is my so mooi. Ek sal tot die Here sê. Ek sal dit sê. My toevlug en my bergvesting. Ek wil jou uitdaag om op te staan in die oggend en te sê, Here, U is my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Ek is saam met Angus in Rustenburg. En ek het 'n belewenis, daar's 'n swart dogtertjie van 3 wat hy optel. Dis 'n kind wat aangeneem is. Hy tel die kind op, nou praat hy met die kind so terwyl hy praat. En hy sit die kind neer en hy kniel om te bid. Die klein dogtertjie kyk so rond, toe gaan kniel sy ook. En ek sien iets. Ek sien iets van 'n ouer wat 'n voorbeeld stel vir 'n kind. Pa, as jy 'n krisis het, kom maar knope uit, of praat jy die probleem, of sê jy kom ons bid. Ek het iets by Angus geleer daai dag. Die oomblik wat jy jou verneder, kan die Here jou verhoog. En dis so belangrik. Die Here wil hê dat ons vir hom moet sê, hy is ons toevlug. Om die Here my toevlug te maak, is 'n geloofsvesting. Dis 'n skuilplek van die Allerhoogste, die skadu van die Almagtige. Here, ek vertrou op U. Dan heers die gees van geloof en dit oorheers die gees van vrees. Paulus skryf vir jong Timoteus in 2 Timoteus 1:7 en dis die kern van die woord wat ek met jou wil deel. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Maar hou dit net op die skerm. Paulus skryf vir Timoteus. Timoteus moet die rol vervul van 'n evangelis. En nou skryf hy vir hom en hy sê, maar van krag, liefde en selfbeheersing. En ek beleef iets terwyl ek op die Here wag. In Timoteus se vrees was sy gees van geloof besig om skade te ly. Want hierdie gees van vrees hier praat van 'n lafaardsgees. Miskien het hy teruggedreins van situasies. Hy was nie meer so braaf soos wat hy voorheen was nie. Hy het begin beleef dat vrees besig was om die oorhand te kry. Ek onthou oom PD het altyd vir my gesê, Neville, as jy vrees praat, is dit 'n spiraal wat afgaan. Dieper en dieper. Hy sê as jy geloof praat, is dit 'n spiraal wat opgaan, hoër en hoër en hoër, totdat jy arensvlerke het. Is dit nooit vergeet nie. Jy sien, ek kan nie die probleem praat nie. Die probleem is 'n realiteit. Prof. Henny Stander sê, hulle is so verneder deur hierdie 8 mans, hy en sy vrou. Van als gestroop, paspoorte, als. Hy sê, hulle het gedink, hulle is in Rome. Maar nou moet jy gaan deel met die vrees wat jy beleef. Want jy het 'n traumatiese belewenis gehad, en jy moet daarmee deel. Hy sê, een ding het hy geleer, hulle moet nou nugter en waaksaam wees. Sê, Here, kan ek die pad loop? Wat dra ek saam met my? Moet ek 'n ander pad loop? Ek en jy leef in 'n tyd, Here, ry ek die pad? Jy weet nie wat voor in die pad is nie. Jy ervaar nie waar die Here sê, gaan die kant toe. Die Heilige Gees, baie dankie, en hier gaan ek. Beweeg in 'n ander rigting. Beweeg omdat die Here my lei. Hierdie tipe vrees maak van jou 'n lafaard. Jy deins terug van enige vorm van konfrontasie. Paulus kom en hy sê vir jong Timoteus, in jou is God se gees van krag, van liefde en selfbeheersing. En ek kan hom sien, Paulus sê, kom Timoteus, in jou is God se krag, sy dunamis.
Sy liefde. En dis liefde wat vir niks bang is nie. Dis liefde wat my kruis toe gaan, wat vir Jesus kruis toe gevat het. Dis liefde wat jou die prys laat betaal, al stenig hulle jou. Timoteus, hulle het my met klippe gegooi, my vir dood agtergelaat. Hulle het my 5 keer 39 houe geslaan, 3 keer met stokke, maar Timoteus, hierdie krag draai jou deur. Hierdie liefde draai jou deur. Hierdie selfbeheersing, jy hoef nie jou hier meer te verloor en op hulle te vloek of op hulle te skreeu nie. Dis daar. En nou staan jy in geloof en nou vlug die gees van vrees. Liefde oorheers dit. Liefde dryf dit uit. 1 Johannes 4:18 kom en sê, daar's geen vrees in die liefde nie. En die woord liefde daar is agape. God se tipe liefde. En daai tipe liefde is daar geen vrees nie. Maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite. Volmaakte liefde is een wat sy lewe offer. Dryf die vrees buite. In God se liefde is daar vrede. En nou kom selfbeheersing. Ewe skielik het ek vrede. En nou sê ek in beheer. Ek is nie 'n kat op kole nie. Ek is nie onseker van myself nie. Ek is seker van myself. Hier in Centurion trek 'n man in. Ek het die aand in Centurion bedien. Hy trek in by die huis en toe hy kyk is ouens skakers agter hom. Hy sê, Here help. En hy het net die gedag, spring terug in die kar, trierad en hy jag agteruit op hulle af. Hulle hardloop in alle rigtings, laat hulle gewere val, of hulle revolvers val, weg is hulle. Hy het sy kar gestam, hulle is gone. Hy sê, julle gaan my nie vat nie. Here, gee my 'n antwoord. Gee my 'n deurbraak in hierdie situasie. Nou, die Engels praat van 'n sound mind. Spirit of love and of power and of a sound mind. Afrikaans praat van selfbeheersing. Maar daar's 'n kombinasie van die twee. Dit spreek van 'n veilige verstand. Ek dink veilig. Hoe dink ek veilig? Binne die grense van die beskerming van die Allerhoogste. Daar's veilige denke. Wat voed ek myself mee? Onveilige denke. Ek onthou die kind wat hier na my toe kom. En die kind is, die ma sê die kind slaap nie in die nag nie. Hy begin hyperventileer. Hy is so vrees. 21 Desember is die einde van die wêreld. Want hy na daardie ding gekyk van 2012. En nou praat hy ook van goeie oordeel. As ek vrede het, het ek goeie oordeel. Ek het gedissiplineerde gedagtes. Ek het gedagtepatrone wat gesond is. My gedagtepatrone hardloop nie na alle kante toe nie. En ek het ook die vermoë om besluite te neem en besluite te verstaan wat ek neem. Dis die konteks. Hy sê, Timoteus, as jy nie met daai vrees deel nie, gaan jy verkeerde besluite neem. Jy gaan dom oordeel maak. Jy gaan toegee waar jy nie moet toegee nie. En jy gaan weerhou wanneer jy moet toegee. En nou kom hy, en die Here wil ons leer hier, want hy sê in Romeine 8 vers 14 en 15, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Die konteks daar is gedurig gelei word. Want jy het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie. Jy sien, hy koppel die leiding van die Heilige Gees aan vrees. Hy sê, jy het nie ontvang 'n gees van slawerny. Jy's nie meer 'n slaaf nie. Jy's los van vrees, maar jy het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. My liewe hemelse Papa, ek het 'n probleem. Baie dankie, ek gaan nie vrees nie. Wat is die woord vir my van nou? Hoe gaan ek hier deurwerk? En u gaan my deurdra. Om gedurig deur die Gees van God gelei te word, beteken ook dat ek gedurig met die vlees moet deel. Ek was verstom toe die Here hierdie twee vir my begin koppel. Want hy sê, ek moet deel met my sondige aptyte, my sondige begeertes en my sondige passies. Nee, wil is ek nie vry van sonde nie. Ja, maar kyk wat sê Romeine 8 vers 12 en 13. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees, om na die vlees te lewe nie. Jy skuld jou vlees niks.
Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Hou dit net daar. Hoe maak ek die liggaam se werke van die vlees dood met die Gees? Johannes 6:63, my woord is gees en dis lewe. Ek spreek die woord en dis die tweesnydende swaard. Die vlees sê dit, sê die woord sê dit. Die vlees sê dit, die woord sê dit. En ek sny, en ek kom by 'n plek wat ek in oorwinning staan. Nie in my eie krag nie. Want ek kan nie in my eie krag daarmee deel nie. Dis die krag van die Heilige Gees. Die wet is deur die Heilige Gees wat in my woon vervul. Soos wat ons onsself daagliks aan die Heilige Gees oorgee, word die lewe van Christus in ons liggame geopenbaar. Letterlik, Jesus kry gestalte in my, want ek deel met die vlees deur die woord van die Gees. Deel met die vlees deur die woord van die Gees. Nou kry Christus in my gestalte. En dis wat Kolossense 1:27 sê. Hy sê, Christ in me, the hope of glory. Christus in my, is daar die hoop op heerlikheid. Nou, ons het nie tyd om na Galasiërs 5 te kyk, van vers 16 tot 22, waar hy praat oor die konstante konflik tussen die gees en die vlees. Ek en jy moet dus besef, dat as ons as Christene oorwinnend oor die vyand en oor die vlees wil wees, het ons die krag van die Here nodig. Ek wil vlugtig net met julle die werke van die vlees deel, om te sien die werke van die gees, die werke van die vlees. Kyk wat sê hy van die vlees. Oorspel, egbreek, hoerery, onsedelikheid, onreinheid, ongewydheid, dis ongewydheid, ongebondenheid. Hou dit net daar op die skerm. Ek het vertel van hierdie paartjie wat trou, en toe besluit hulle kan maar flirt met ander mense. En die ou is nie gered nie. Hy sê, hy het uitgevind sy flirt het hom sy verhouding gekos, want sy was nooit seker van hom nie. Onthou, tas nie 'n kompromie nie. Jy kan nie met die wêreld 'n kompromie aangaan nie. Ongewydheid, ongebondenheid, losbandigheid. Nou hierdie, ons noem hierdie letterlik seksuele sondes. En dan kom ons by die volgende twee wat vals godsdienste is afgodery en towery. Dis vals godsdienste. So hy kom en hy sê, wees versigtig daarvoor. En dan kom ons by vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, dis afguns, tweedrag, partyskap, afguns, moord. En hierdie is 9 vrug van die vlees, wat almal met jou himeer gekoppel is. Here, ek wil deur die Gees gelei word. Deel met jou himeer. Jy's kwaad al van 'n ding wat gebeur het toe jy 'n kind was, loop jy nog rond met die kwaad. Deel met jou kwaad. Ja mamma, hy het my verneder, gaan vergewe hom. Ek kan nie, ek weet jy kan nie. Gaan hang saam met Jesus aan die kruis. En sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. In sy krag kan ek vergewe. Jy sien, dis al hoe ek kan loskom. Ek kan nie kom en sê, ek het besluit om jou te vergewe. Dink jy nie ek is oulik nie? Kan ek 'n medalje kry vir vergifnis? God se liefde is in ons harte uitgestort. Ons kan vergewe. Prof Henny, ek vra hom, want ek wil vir 'n prof sulke vrae vra. Een van die top Griekse skooliere in die wêreld. Prof Henny, hoe voel jy in jou hart? Hy sê, ons moet vergewe. Ons moet deel daarmee. Ek en my vrou staan daar, gestroop van als. Hy sê, ek moet nie 'n wrok in my hart toelaat nie. Ek moet deel daarmee. En jy moet deel met sulke goed. As jy nie deel daarmee nie, dan groei dit. Dan staan dronkenskap en brassery. Dis ooretery. Veral in hierdie tyd, brassery. Ek gaan niks verder sê nie. Nou, verbondsmense sal swaar kry, maar hulle sal herstel. Die Gees van God wil jou help om in oorwinning oor jou vlees te lewe.
Koning Dawid het uitgevind, en ek wil dit saamvat om af te sluit, vra dat die aanbiddingsspan na die verhoog toe kom. Koning Dawid het uitgevind dat sonde hom verder geneem het as wat hy wou gaan. In die tweede plek, dat het hom langer daar gehou het as wat hy daar wou bly. In die derde plek, dat het hom meer gekos het as wat hy bereid was om te betaal. Ek wil herhaal, Dawid het uitgevind, sonde het hom verder geneem as wat hy wou gaan. Wag net, ek soek hy vroukie, Batseba, maar wag, sy het 'n man, kom ons maak hom dood. Jy sien, hom verder geneem as wat hy wou gaan. Dit het hom langer gehou as wat hy wou bly. En dit het hom meer gekos as wat hy bereid was om te betaal. Die prys van Dawid, hy pleeg egbreek. Hy laat moord pleeg. Sy eerste kind sterf. Dawid sê 2 Samuel 12:10, sê die Here vir hom deur Samuel, die swaard sal jou huis nie verlaat nie. Amnon, Dawid se seun, verkragt sy halfsuster Tamar. Welis maak plek vir verkrachting, en dit gee haat 'n plek. Want Absalom, Dawid se ander seun, maak Amnon dood. 2 broers maak mekaar dood. Absalom probeer Dawid se troon met geweld oorneem en hy sterf. Maar in verbond kon Dawid weer opstaan. En toe Dawid opstaan, toe gaan Dawid en sy manne en hulle doen iets fenomenaal in 2 Samuel 21 vers 15 tot 22. Hulle gemaak al Goliat se broers dood. En ek sien iets. As jy deel met die Goliat binnekant jou, staan geen Goliat daar buite wat teen jou staande kan bly nie. Niemand, niks, maar deel met vrees. As jy in 'n situasie kom en vrees het ingekom, ek sê Here, leer my oor vrees. Baie keer is vrees in hoogmoed. Onthou die man op Masada wat lelik is met die ouens, daar's hoogmoed. Want erns het hy seer gekry. Ek besef nie, ek het 'n vrees vir die negatiewe, want iets het met my gebeur. Jy sê, Neville, ek kan nie daarmee deel nie, jy kan. Hebreërs 10:22 sê, die Here kan jou gewete, hy kan jou gewete met sy bloed skoonmaak. Hy reinig jou van 'n skuldige gewete, hy was dit skoon. In 'n oomblik gaan ek jou vra, want as jy iets geïdentifiseer het, terwyl ons bedien het, het jy nodig om daarmee te deel. Maar as jy ouers is en jy weet jou kind sit met vrees, dan wil ek jou vra as pa en ma, deel met die gees van vrees. Ek gaan dit skilder en afsluit. Jy kan net by jou kind gaan, sê kyk in papa se oë. Die Here Jesus deur die Heilige Gees woon in my hart. En Jesus is in jou hartjie. En Jesus is lig. In Johannes 4:8. En Jesus is liefde in Johannes 1:5. En daai liefde dryf die vrees na buite toe uit. Dat ek die kind net die oë toemaak. Sien die liefde en die lig binne in jou hartjie. Nou sien hoe die donker weghardloop vir die lig. Kyk vir my. Sê ek gees van vrees, bestraf jou. Los hierdie kind nou. Los hierdie persoon nou. Jy hou net 'n persoon se oë dop. Dis net so gebreek. Onthou, jy doen dit nie. Dis die liefde van God wat jy met die vrees mee deel. En ek en jy gaan daarmee moet deel in situasies. Dis baie keer kom ek in 'n situasie waar kinders met mekaar speel en die een kind knou die ander kind af. Dan sê ek, kom net hier. Kan ek my arms om jou sit? Deel met die gees van vrees dat die kind soos dag by nag verander. Kom ons staan saam. Staan net so oombliekie. My kind, my kosbare kind, bloed gekoop deur die bloed van my seun. Die vyand wil nie hê dat jy van geloof tot geloof moet lewe nie. Daarom sal hy enigiets doen om vrees 'n vesting in jou lewe te laat kry. Ek wil hê geloof moet jou hele lewe beheer. Elke woord wat jy spreek, elke daad, elke handeling moet wees van geloof tot geloof. Maar die vyand wil jou nie daar verby laat gaan nie.
Laat toe dat my woord jou kom vrymaak, want ek het gekom om die gevangene vry te maak. In 'n oombliekie, as ons afgesluit het, na ons 'n lied gesing het, as jy verlang om bedien te word, hier sal 'n bedieningsspan wees. En ouers, as jy met jou kind moet deel, ek wil jou uitdaag, gaan sit met jou kind stil, en praat mooi, sê, papas, my kind, is jy bang vir iets? Miskien moet jou kind altyd die lig aanlos, deel met die vrees.